Baie welkom. 25 Januarie, dink ek, woensdag aand, hier in Witbank, by die woordskool. En ons gaan vanaand aan met die Onse Vader gebed, net om weer vir u 'n bietjie inleiding te gee. En weet wanneer sy majesteit in die vlees gebore word, het hy vooraf dit aangekondig. Die raadsbesluit was aangekondig. Die maagd sal swanger word. Sy sal 'n seentjie baar. En dan word sy naam bekend gemaak. En jy moet hom Yahshua noem, wat beteken Yahweh sal verlos. Dit is sy primêre funksie. En dit is ook hoekom hy dan nou hier aankom, soos wat die raadsbesluit dit vir ons uitwys. En dit is baie, baie kosbaar. En ons moet daarby bly. En dan moet ons ook verstaan dat wanneer sy majesteit hier aankom, is hy taakgerig. Hy kom nie hier aan om te kyk of hy nie hier 'n ondersoek kan aan die gang sit en dan 'n bietjie inligting bymekaar maak en uiteindelik besluit dat die plek het vernuwing nodig, hierdie plek het miskien 'n nuwe plan nodig hier. Nee, dis nie wat hy kom doen het nie. Wat hy kom doen het is hy het die oorspronklike heilsplan, die oorspronklike basis, oorspronklike fondamente kom terugsit waar hulle was, want niemand was meer op hierdie fondamente nie. En dit is waarom hy vir die disippels gesê het, julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. En dit is natuurlik 'n ding waaroor 'n mens lang gesprekke kan hê, maar die kruks van die hele oefening is, julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. So moet julle dan bid, onthou jy. So wie is aan die woord hier? So, wie is die ene wat met hierdie autoriteit en met hierdie gesag hier spreek? Wie is hy? So moet julle dan bid. Nou hoekom, as hy vir ons die riglyne neergelê het, as sy majesteit vir ons mooi lering gegee het en vir ons vasgemaak het, om watter rede het ons gekies om die plek so 'n bietjie op te dolly? Sy gebed is nie lekker, hy die kat nie, die lekker poeier nie, hy bid nie lekker, ons 'n bietjie ander goed hierby sit om die dinge lekker te maak. Wie het ons daardie gesag? En daarom het ons kom by die Onse Vader gebed, want sy majesteit sê, so moet julle dan bid. En ons het nou gehanteer. Nou vanaand gaan ons Vader. Ons het gebid. Ons Vader, wat in die hemel is. Dit is 'n proklamasie. Hy brand hier. Dit is 'n wete. Dit is nie 'n glo ding nie. Glo is 'n relatiewe begrip. Mense kan vandag so glo en môre anders glo. Maar hy so moet julle bid. So dit is 'n proklamasie. En as vanuit sy proklamasie en sy bevel wat hy vir ons gegee het, bid ons dan die volgende. Ons Vader wat in die hemel is. Dit is 'n dinamiese uitspraak. Dit is nie 'n prewel ding nie. Ek weet dit, my hele gees en my wese word hiermee gedryf. My Vader wat in die hemel is. Hoor jy, dit is kragtig. En dan gaan hy verder in hierdie salutasie. Hy sê, laat u naam geheilig word. Dit is so mooi, die Griek sê, agiatso to oma. Laat u naam geheilig word. Afhandel. Ons kan nie daaroor 'n vergadering hou nie. Ons gaan nie mense se missies, as sy opinies daaroor vra nie. Ons sê dit hier, ons sê dit, want hy is ons Vader, en laat u naam geheilig word, so wat niemand daarvoor. En wat sê sy majesteit? Julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Nou hoor hoe kosbaar is dit. As ons nie sy naam in kan bring, kan ons nie geheilig wees nie. My suster het vanaand vir die eerste maal leer, sy sê, sy stoei met die predikant. Sy sê, is apartheid sonde? Een sê, nee, nie rarig nie, die ander een sê, ja, dit is sonde. Nou, hoor nou hierdie. Hoor nou hierdie. Ek is heilig. Daarom moet julle heilig wees. Ek is apart, ek is afgesonder. Reken my nie met die ander afgode wat ek aan die nasies uitgedeel het om te aanbid nie.
ek is 'n enige, en jou het ek uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, my eiendomsvolk te wees. Ek het julle geroep uit die duisternis na my wonderbare lig, om vir my wat te wees? 'n koninklike priesterdom. Laat u naam dus as gevolg hiervan ook in ons tyd geheilig word. Niks minder as dit. En dis die kosbaarste. Nou, ons kan sy naam heilig, deur dit as 'n stukkie inligting in die brein te akkommodeer. Ons sê nie, ons weet dit, sy naam moet geheilig word. Maar jy moet verstaan, dat hierdie is 'n aksie, en hierdie is 'n dinamiese uitvloeisel vanuit die troonkamer. Want wanneer jy deelneem aan hierdie heiligheid, aan hierdie apartheid, aan hierdie enige gesag, dan bely jy dit met jou lippe. Hy kom hieruit, want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So jy moet met jou lippe dit kan bely. Ons totale gesprekslewe, wat ons hier buitekant mee aan die gang is gevul hiermee. Laat die naam geheilig word. Die situasie waarin ons heiliglik in die moderne tyd in vasgevang is, sê vir ons, die plek is in die moeilikheid. Die volk wat geheilig is in die moeilikheid. Waarom? Omdat sy naam nie geheilig word nie. So wat doen ons lippe? Ons lippe moet dit proklameer. Hoekom ontvang ons nie vrede nie? Hoekom ontvang ons nie voorspoed nie? Hoekom is ons nie in veiligheid op? Want sy naam word nie geheilig nie. So ons gaan dit bely met ons lippe. En die skrif leer vir ons, dat jy spreek met jou mond, so sal dit wees. Nou wat is dan fout? Julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Verstaan nie wat ons probeer hier sê. Wanneer jy sê, laat u naam geheilig word, dan verstaan jy hoekom jy dit sê. Van die plek hier buite doen dit nie. Het is nodig dat dit hier moet gebeur. Hierdie plek moet bewus raak van sy naam, sy heiligheid, sy mag, sy gesag en sy eie skeping. En ek is 'n deelnemer. Ek is 'n deelnemer. Daarom prewel ek hom nie. My lippe proklameer hierdie geweldige wonderlikheid. Nou, alles wat gepraat word, dit wat jy praat, dit wat jy bedien, dit wat jy nou luister, dra dit die grasie van die Almagtige. Dra dit. Dra dit op. As jy dan sê, ek bid nou reg, laat u naam geheilig word. Wat dra jou lip? Wat dra jou innerlike? Sê vir my, as jy luister na jou eie stem, hoor jy hoe jou innerlike sy naam heilig en groot maak. Wat hoor jy? Wat hoor jy? Ons moet baie versigtig wees. Hierdie gebed het meer om hom as wat ons gedink het. Nou kom ons kyk 'n bietjie. As jy na jouself luister, as jy na jou innerlike luister, jou gedagte raak, dra jou innerlike wese die grasie van die Elohim. Draai. Of maak jy nog so 'n bietjie plek tussenin vir liefdeloosheid, vir verbale aanranding op die naaste. As jy sy naam heilig en hierdie tempel is gevul met die heerlikheid, hoe anders dan wat hier uitgaan is te maak met sy grasie, met sy krag, met sy majesteit, met sy heerlikheid en niks minder as dit. 'n Mens dink aan jou lewe wat verby is en jy dink aan die baie mentors wat jy gehad het en hoe hulle jou dikwels laat glo het sonder om te weet. So ons moet klaar kry met glo. Want glo het gemaak
en dat ons in afgoderry vasgeval het, maar as ons geweet het wie die Elohim is, as ons geweet het wie sy naam en wat sy naam behels, en die ontsaglike heerlikheid en majesteit wat dit omring, sou ons nie geglo het nie, ons sou geweet het. Nou hier kom hy nou weer. Julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Kan jy sien? Daar is hy, kosbaar. Wat van ons gedagtes? Onderdruk jy sondige gedagtes? As jy sê, laat u naam geheilig word. Sê vir my, die sondige gedagtes wat inkom. Ons is allemaal aan bloot te stel, kom nou. Dit is nie skynheilig nie. Hoe hanteer ons dit? Koester hom of arresteer hom in sy naam? Hoe maak ek dit? Hoe maak ek dit? Arresteer ek hom? Of koester ek hom so bietjie? En môre aan, dan sê hy, majesteit, jy weet ons, ek is maar net vleeslik en ek kom ook hier rond en sien nie my sonde aan nie. Maar hy sê dan, jy gaan niks ontvang nie, want jy bid nou verkeerd. Jy moet my naam heilig. Dis die gesag en die heerlikheid en die majesteit. Nou, hoe laat jy toe dat jou temperament jou laat struikel in die Onse Vader gebed? Kom ons praat net vinnig 'n bietjie oor temperament. Jy weet dat die mens, soos jy self weet, ons het baie dikwels daaroor gepraat, is opgedeel in hierdie 4 temperamente, die choleriese temperament, sanguinicus, ons gaan oor na die melankoliese temperament, en dan sit ons nie moetswilliglik die flegmatiese temperament laaste nie, maar net in daardie volgorde. En die cholericus kan baie braaf wees. Hy sê, man, ek is 'n dinamiese leier, man, ek is 'n dinamiese persoonlikheid, as ek nie kan oor die muur nie, dan gaan ek deur die muur, ens meer. En hy raak verwaand, en hy raak hoogmoedig binne in hierdie ding, en hy sê, die Elohim vat te lank, ons moet 'n plan maak op hierdie aarde. Ek dink so baie aan Sarah. Sarah lag. U majesteit, dit is nou, wat u nou hier aankondig, is net nie in die skepping moontlik nie. Hoe kan ek swanger raak? En haar temperament laat haar struikel. Sy sê, ons moet 'n plan maak, want die ding wat die Elohim hier aankondig, kan nie in die wetenskap werk nie. Dit is net nie moontlik nie. Hagartjie, kom hier so. Vat hy af salon toe, lekker perm, mooi naaltjies, mooi nuwe stelletjies, shorty pyjamas. En wat sy doen is, sy probeer om die Elohim uit te help van dat temperamente te laat struikel. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy 'n choleriese temperament het, sy majesteit het dit met 'n bedoeling gedoen. Die temperament is sy gereedskap. Jy mag dit nie vir jouself aanwend nie, jy mag dit ook nie gebruik om hom uit te help op enige manier. Laat u naam geheilig word. Hy klop so 'n bietjie aan die verkeerde kant van die mense denkwyse, maar luister mooi. Dis hoe hy werk. Ons kan natuurlik met die vlegmaat ook praat. Die vlegmaat, as Noag 'n vlegmaat was, het hy nou nog aan die ark gebou. Jy moet verstaan. Die vlegmaat is baie rustig. En ek verstaan nie hoekom is al die mense so haastig hier rond. Wat maak dit nou sak? Môre is nog 'n dag. Maar Abraham, hy's 'n vlegmaat, maar laat hom nie struikel, laat struikel deur sy flegmatiese temperament. Want hoor, hy het geleer dat sy temperament is die basis van die rustigheid. En daarom roep die Elohim na Abraham. Hy sê, Abraham, my vriend. Want hy het geleer om te kan rus, hy het geleer om te kan wag. Verstaan jy dit? Sy temperament laat hom nie struikel. Hy het geleer, hy heilig sy naam. Ek sal op hom wag, want hy weet
hy weet alles. En omdat ek binne in sy omgewing functioneer, is ek deel van sy weet. Is dit nie wonderlik nie? Ja, daarom voor Eliezer nog die kamp opgeslaan het, die aand toe laat roep Vader Abraham om, hy sê Eliezer, breek af die plek, trek hier oor. Nou, hy was 'n cholerikus, hy hardloop so, die kamele en die bokke en die goed wat in mekaar. Maar ek verduidelik net vir u, wat maak temperamente met laat u naam geheilig. Is jou ooit naam gedink? Ons praat van naam, en is ernstig. Jou temperament kan maak dat jy bid nooit ontvang nie. Oppas. Oppas. Dan vra Eliezer vir hom, is reg met jy, maar waarheen trek of nie, ek weet nie. Trek hier oor. Waarheen? Nee, na 'n plek, sy majesteit sal die plek aanwys. Hy rus, hy laat sy naam in hom geheilig wees, hy vertrou hom met elke sel en elke klop van sy hart. Laat u naam geheilig word. Kosbaar. Die melankoliese temperament is anders. Hulle is vreeslik perfectionisties. Hulle wil dag en datum uitwerk van die wederkoms, dan kry hulle dit nie reg nie. En dan verval hulle in groendakkies en hulle suippille van vanmôre tot vanaand toe. Jy verstaan? Maar die melankoliese temperament is so kosbaar. Jy is omdat hulle so geneigdheid het na perfektheid toe. Dan pas dit nou so mooi. Laat u naam geheilig word, want dit is die mees perfekte toestand wat ooit op planeet Aarde kan ontstaan. Dan kry jy die sanghynikus. Hulle wil alles reg praat. Hulle praat om. Hulle slaggat is juist dat hulle baie maklik kompromieë kan maak. En baie wissel tussen die omstandighede. Baie maklik, ek kan baie maklik. Want jou beste verkoopsman moet 'n sanghynikus wees. En as hy 'n regtig goeie verkoopsman is, dan verkoop jy jou eie stikkende yskas aan jou met 'n jaar waarborg. Jy sien, jy moet verstaan dat jou temperament kan 'n struikeling. Maar die sanghynikus wat in sy hart in plek is, sy lippe borrel oor die heerlikheid en die majesteit en die grootheid, en hy laat hom nie stop nie. Maar in die verkeerde sin bid hy ook en hy ontvang net nooit. Kan jy dit sien? So die skrifte leer dit vir ons. In jou elke dag lewe, kom ons kyk 'n bietjie. In jou elke dag lewe, hoe 'n passievolle aktiwiteit is die volgende: laat u naam geheilig word. En jy sien die tweede man wat hierdie stoompot se rek uitspring, moet jy hoor wat sê maar. En sy daar buitekant op die koeie spoeg, dan was daar 'n dooie kol op die gras. Daai kragt oor hierdie, maar dis goed hierdie wat gebeur, dis in ons elke dag lewe. Nou vra ons net vir mekaar, hoe bedien jy die laat u naam geheilig word in jou elke dag lewe? Ek moet vanaand bly kry ook swaar, want hierdie taksies maak ou daarom nou reg om. En maar dit maak my dat ek meer gedetermineerd begin het, laat u naam geheilig. Gaan ons in elk geval nie meer om te besukkel. Maar ons bedrywighede waarmee ons besig is. Ons is binne in 'n praktiese wêreld. Ons is binne in 'n meganiese wêreld. Ons is betrokke by die wetenskap van hierdie skepper. Daar is warm en koud en daar is pyn en daar is allerlei emosies wat baie goed aan ons bekend is, maar ons is betrokke by die praktyk van die skepping. Die binne. En hier is 'n bedrywigheid, die ander nie moet 'n bedrywigheid wees, want sy majesteit het gesê dat dit so wees. En buitendien moet ons brood eet met die sweet van ons aanskyn. Ons moet spit hierop. En binne hierdie bedrywigheid kan ons twee goed kies. Ons kan of sy naam heilig binne in die bedrywigheid, of ons kan ons sê, die Satan is weer vandag los.
Dan vra ek, wie het hom losgemaak? En wie het hom in beheer geplaas? Julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Die man met die wolhandschoene praat hulle van. Krap al die kaarte deur mekaar. Hy praat so. Maar is jy elke dag bedrywe, wat jy mee besig is, vibreer onder hierdie aanslag. Laat u naam geheilig word. Draai wie zijn beheer. Gooi je ou pot weg, man. Koop vir jou nuwe een daar by Kliks. En laat die goed, die passie oomblik tussen jou en jou lof so wyse kom steel. Dat jy later in jou lewe kan jy hangkop voor sy majesteit staan. Hoe nie dit doen. Laat u naam geheilig word. Ons praat so 'n bietjie praktyk vanaf. In ons gesinne. In ons gesinne. Hoe is sy naam in die gesinne geheilig? En hoe passievol is die opgroeiende geslag daaroor? Ek weet 'n mens moet nie lank by hierdie punt stilstaan nie, want die Satan stamp jy so met die elmboog en hy sê, jy het dan 'n lekker boeroe gebou. Nee. Nie waar. Maar ons is nie veronderstel om met sonde bewustheid en met 'n slegte gewete rond te loop. Ons moet hierdie passie sê, dat niks is vir die Elohim te laat nie. Kan ek 'n halleluja kry? Amen. Niks is vir die Elohim te laat nie. Ek kry so dikwels mense wat by my kom staan en sê dan 'n traan aan die oë, sê, kom is ek 50 en 60 jaar oud word, voordat die waarheid aan my geopenbaar is. Hoe kan dit nie voor toe gebeur het nie? Hoe kan dit nie al 30 jaar terug gebeur het nie? En. Nee, die passie is. Ek het jou by jou naam geroep. Want jy moet onthou, Vader werk nie met 'n horlosie nie, hy werk ook nie met 'n almanak nie. Los dit. Is net ons huis wat hysteries is. En ons op 'n kursus van Dr. Mackenzie se Reno's oor tyd en almanak. Ons moenie dit doen nie. Want Vader jou roep, dan roep hy jou perfek in daardie oom. En die oomblik as hy jou roep, dan sê jy, u het my geheilig onder u naam. Halleluja. Prys hom. Ek vra net vanaand, hoe het ons dit binne in ons gesinne en binne in die bedrywigheid van hierdie ding waar we betrokke is, hoe is ons in harmonie met sy majesteit? Die 5de puntjie wat ek wil aanraak is in ons besighede. Nou ek het persoonlik gesê dat as 'n ding lekker deur mekaar is, dan sê ek, is 'n verskriklike besigheid wat jy aan die gang is. En onthou, Satan het 'n besigheid. En hy kan sy besigheid lekker infiltreer binne in jou lewe. Dan word dit 'n besigheid. En hy rangeer jou en hy manipuleer jou en hy stoot jou emosies op punte waar jy dit nie wil gestoot gehad het nie en so meer. En ons vra, as mense in 'n besigheid is, kom ons vra nou net vanaand hierdie ding lekker in die praktyk. Het jy al gesteel? Die voor my sit en die wat na die materiaal kyk, het jy al gesteel in jou lewe? Nee, ek was nog nooit nie dronk nie, ek sê, ek het nie gevra nie, ek het dit nie gevra nie, ek vra, of het jy gesteel? Nee, ek dink nie rarig so nie. Maar wat van die koekies en die spens, wat ek vat het sonder toestemming? Ja, maar was net koekies, ja, maar jy het 'n onterende aksie gehad, want jy het vader en moeder nie geëer binne die ding. En dan jy ook nog gaan steel. So ons sit almal hier met skyn heilige bakkies, en dan sê ek nog nooit in my lewe gesteel. En daarmee saam het ek ook nog nooit bedrog gepleeg, en onthou as jy steel die bedrog gepleeg.
mense wil eintlik nie hiermee aanhou nie, want ons is later klaar is soos in repies hier. En alles, die geliefdes, alles wat met ons gebeur het, het net gegaan rondom hierdie ding, ons het nie sy naam geheilig nie. Sit nie. Ons twyfel oor sy majesteit, ons twyfel oor die toekoms, ons twyfel oor hierdie sprinkaan swerm wat oor hierdie land is. Hoekom? Want ons kan nie sy naam heilig. Spreuke 18 vers 2 leer vir ons so. Hy sê, u naam is 'n sterk toring. Die regverdige vlug daarin en word beskud. O, geliefdes, ons is so ver van die heerlikheid. En dan bid ons bid hier. Ons kan nie meer die gebede, as ons aan bakstene moet druk, sal ons nooit kan wegry met al die transport wat op hierdie aarde beskikbaar is. Ons bid, ons ontvang niks. Kom. Sy naam is Exodus 20 vers 7 terloops. Dit is die 5de gebod. Jy mag die naam van Jahwe jou Elohim nie ydelik gebruik nie. Nou, ons het al so baie gepraat en baie opgesê van 20 jaar af en so meer, maar ydelik in die Afrikaanse, hierdie moedertaal wat ons praat, beteken om die naam tot skande te wees. Maar ek het nog nooit gesteel nie, ek het nog nooit bedrog gepleeg nie, ek het nog nooit verkeerd gebid nie, en ons het die gebod oortree. Hoor jy dit? So nou skud het my op, en nou begin ek verstaan, hoekom my gebed nie gewerk het. Ek het dan, terwyl ek bid, is ek in sonde. Ek heilig nie sy naam nie. My siel en my gees en my liggaam jubel en getuig in eenheid. Laat u naam geheilig word. Ons weet baie goed om boemelaars gebede te bid. Bid. U Majesteit, het u opgemerk hoe swaar kry ons nou in Suid-Afrika? En al wat hy vir ons wil sê is, heilig my naam. Heilig my naam. En julle so min vertroue in my krag en my autoriteit en my majesteit. Heilig my naam. Ek het julle destyds 2000 jaar gelede geleer, so moet julle bid. Laat u naam geheilig word. Wat het ons oor? Wat van al die sinnelose gebede wat gebid is in die eeuwe wat verby is? Die heilige koel Jean Bovin alias Johannes Calvin, hulle 2 jaar terug sy 500ste verjaarsdag gevier. Want die totale hervorming uit hierdie woord se waarhede nie 1 millimeter nader aan die volk gebring. Waar is sy naam geheilig? Oor die 500 jaar wat verby is. Wanneer en waar? Hy het homself versteek. Ons het hom nou die dag eers ontdek. Twak, my vriend, geagte kyker, jy maak 'n fout. Sy majesteit het gesê, ek sal met jou wees. Ek sal jou nooit verlaat nie, tot aan die volleinde. Het hy nie so gesê? Nou wat het hier gebeur? Want jy het die sleutel van die kennis weggeneem, sodat die wat moes ingaan, nie kon ingaan nie. Hulle het ons weggevat, dat ons sy naam nie kon heilig nie. En nou sê Daniel, in die laaste van die dae sal die seël gebreek word en die kennis sal vermeerder. En dit wat nou gebeur. Is nie opgewonde daaroor nie. Daarom sê ons in hierdie tyd, van vooraf, laat u naam geheilig word. Niks minder as dit.
Kosbaar. Jy sien, sy nageslag is sy naam. Sy nageslag is sy naam. Mag ek so sê? As jou van strydom is, dan draai die naam van die geslag. Reg? Is dit so? Of Greiling, of Janse Verreensbach, of Nudee, of Esterhuizen, maak saak nie. Maar as jy daai naam dra, dan draai die naam van die familie. Is dit reg? Nou kom ek skok jou vandag. Die volk van sy majesteit dra sy naam. Yahweh, Haya, Asher, Haya. Dra sy naam. Dis die familie naam. En as ons nou daarby stil staan, dan vra ons die vraag, was ons hierdie naam, familienaam, tot eer of tot skande? Dit pla. Hoe dra ek die naam van die Almagtige? Hoe dra ek hom? Hoe dra ek sy naam? Weet jy geliefde, dit is 'n baie interessante vraag hierdie. Ons het hom nog net nie mooi deurgekyk. Hoe dra ek sy naam? En dan vra mens vraag. As jy ouens ingaan om te gaan, hulle gaan syp, né? Hulle wil so syp, hulle wil vir die nageslag nie 'n druppel oorlos nie. Hulle stap daarin. En ek vra, hoe dra hulle sy naam saam so toe? Kom nou. Ek noem maar net 'n enkel voorbeeld. Wat 'n baie algemene voorbeeld. Jesaja sê hierdie volk loop rond met die druiwetak onder die neus. Jy sien, hoe dra ek sy naam? Ek dra hom nie eens glad nie, maar jy moet my hoor vandaan as ek op my knieë, papi, ek sit 'n traan daar op die teken neer en ek praat hierin. Weet nie, jy's mooi waarheen nie, maar moeg getroffen. En ek vertel jy Evelyn van alles wat verkeerd gaan in my lewe. En ek vertel hom van die suksesverhale van die Satan in my elke dag lewe. Hy luister nie daarna nie, hoor. Hy wil hierheen hoor. Laat u naam heilig. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Rond dit, hy wil dit hoor. Dan blik hy aan. En dan luister hy na jou hart, die binnekant mens, se verlange na hom, om binne 'n omgewing te wees, waar sy naam heilig, waar die psalms opgaan tot sy eer, waar die jong geslag opkyk in die ouer geslag se oog, en sê, begelei ons in die heerlikheid van sy majesteit. Wat wil ons sien? Ek weet, 'n nuwe weerstandsbeweging. Nog 10 kerke. Ook nie. Wat van 'n nuwe politieke party? Gaan dit ook nie werk? Ek is bly u voel saam met my. Maar dit gaan net oor hierdie een. Laat u naam heilig. Passie. Hoor. Dis my minnelied. Laat u naam heilig. Kom ons handel so 'n bietjie met Jesaja 1:3. Jy sien, hier's 'n ding hierso. Ons noem hom hipokrasie. As hy 'n tye is om te verwerk, sy gewone naam is skynheiligheid. Goed, kom ons kyk net so 'n bietjie. Ons kyk net so 'n bietjie. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Oeps. Die majesteit, die moet hom oplet. My 10de. Hy is al 'n bietjie hoger as die ander ouens wat ek die aandra. Maar jou 10de nie sy naam heilig. Wat is die pees? Waarom is dit?
Sy bring nie skynheilige offer aan ons. Gruwelike reukwerk is dit verby, spreek sy Majesteit. Weet jy geliefdes, dit skok 'n mens, want wanneer jy dan nou op jou knieë is om jou tradisionele gebed te bid, want die getuienis gaan so, dis koud in die winter. Ek lees gou 'n stukkie en ek bid onder die laken. Vader het nooit gesê jy moet so bid nie. Ek bedoel onder die laken. Dit is so bid nie. Hy het nie gesê bid so. Hy sê bid so. Bid so. En dan word daar vir hom 'n vraag gevra. Dan moet ons aftrek Jerusalem toe. Sê nie. Nie na Jerusalem toe nie, ook nie by Hebron. Hier. Nou. Wat probeer ek vir u sê? Ons kom net ons gemaksone nie. Ons wil nie so 'n klein bietjie pyn om te kan gaan roep, laat u naam geheilig word. Baie gemaklik. Vreeslike besigheid. Bring nie. Is die naam Yeshua op jou tong? As hy op jou tong is die vraag. Het jy jou sonde gelos? Want jy kan nie binne in hierdie tempel die Elohim in die agterste vertrek laat loseer terwyl die Satan in die voorportaal dans. Kan jy? Dan heilig nie was nie sy naam nie. En as jy sê sy naam is op my lip, dan weet ek dat in die diepte van my siel, hy wat alles kan sien en wat alles weet, hy weet. My sondes is nie meer daar. Hy weet. Jesaja 29 verse 13. Dit het alles te maak met laat die naam geheilig word. Hierdie volk nader my met hulle mond, terwyl hulle harte ver van my hou. Hy sê nie, hulle hart is ver van my is. As 'n aksie. Nou, praat met hom. Almal kan hoor ons praat, maar ek hou my hart weg van hom. Jy heilig nie sy naam so. Jy pluk jouself. As dit die toestand in jou binnekant is, as dit is hoe jy leef, hoor bietjie wat sê Jakobus hier. Nou gaan ons van die Jesaja raadsbesluit. Die Elohim maak 'n aankondiging oor hierdie ding van sy naam wat nie geheilig word nie, sy skynheilige besigheid wat hier aangaan. Maar kom ons kyk wat sê Jakobus in die Nuwe Testament oor hier presies dieselfde omgewing. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van daardie man is te vergeefs. Die Elohim sê sy skynheilige offer bring dit voor my aangesig. Jesaja het dit lankal gesê. Nou dink hulle alles het by die paal verander, want alles het ons by die paal verander, by die kruis uit. En by die kruis het die Elohim sy hand in die lug gooi en sê, wat 'n verskriklike ding het hier gebeur. Ek weet nie wat hy aangaan nie, maar kom ons probeer hier vanaf dit so regmaak. Geliefde, kom nou. Onveranderlik is hy. Numeri 23 vers 19. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'n Mensekind dat hy nie waar sou maak wat hy met sy mond gespreek het nie. Wat is hier die ding wat hier aan die gang is? Die hele aksie is die Satan se jaloesie om vir jou en vir my te verhoed. Om sy naam te heilig, kry jy nie die boodskap. Waaroor het hierdie volk al hierdie kerke gebou? Nou hardloop die DA, jy moet 'n plakkaat met 'n wit man en 'n swart muit wat hom omhels. Kom nou. Wat sê vader van Efraim? Efraim is 'n roosterkoek wat nie omgedraai is nie. As aan die een kant gebrand en die bokant wit. Dis 'n gruwel, spreek sy majesteit. Hoe gebeur dit? As die volk
as hy vir hom uitverkies, heilig, nie sy naam nie. Kom ons stap aan. Verbondsverbreking. As jy nie sy naam heilig nie, is jy besig om sy verbond te verbreek. En dis wie eenvoudig is dit. As jy 'n gelofte maak, dan bind jy jou siel daarmee. Jy bind jou siel. Jou siel is onsterflik. Jy kan nou sê, ek gaan een van die dae doodgaan as ek vry van die verbond. Oeps, jy het vir jouself lekker geleef. Wanneer jy 'n verbond met die Elohim sluit, is dit 'n sielsverbond. En dit het 'n ewigheidsbestaan. Wat maak ons met hom? Jy sien, as jy 'n sielsverbond maak het, en jy verbreek daardie verbond, het jy nie sy naam geheilig. Want as jy sy naam geheilig, sou jy tot die ewige dood toe nie die verbond gebreek het nie. So, ek gee nie 'n fluiter om wat hierdie wêreld die buite verbond. Inteendeel, ek het vrede daarmee. Ek sê vandag, hierdie beëdigde verklaring van die ewigheid sê, laat u naam heilig. En al die moeilikheid op hierdie planeet het gekom as gevolg van die feit dat hierdie instruksie uit die troonkamer nie nagevolg word. So eenvoudig. Moenie oplossings soek. Hierdie ons bou universiteite en dan dra hulle lang wit jasse en dik brille en dan sê hulle is die meneer en gaan hierdie politieke ding wetenskaplik probeer oplos. Ag, gespeel op die treinspoor. Daar's net een ding wat werk. Laat u naam geheilig word. Net. Praat. Levitikus 19 vers 12. Julle mag nie vals sweer by my naam nie. Ek wonder of mense die detail moet oopkrap. Dan gaan ons te skok staan. Hoe ons vir geslagte, millennia geleer is om by sy naam vals te sweer. Hoe gaan ons dit reg? Moenie daar kom. Sy majesteit is in beheer. Maar jy en ek wat ek dink oor wat sê die 3de hoofstuk van die Hebreërs. Hy sê vandag as jy my stem hoor, verhard nie jou hart nie. En die besie daar op die ovaal, lesenaar in die ovaal kantoor van die staatspresident van Amerika geloof, jare terug, geslagte. Dat is nou nog gesê dit, binne in die Amerikaanse Oval Office. Die manne daar gestoei daar binne. Toe loop die besie so oor sy dag toe. En toe druk ons so in sy middelvinger so. Toe skreeuw hy, "The buck stops here!" Hoor jy wat ek vandag vir jy sê? Die ding stop hier, hy stop vanaand hier, van hierdie oomblik af. Laat u naam geheilig word. Ek het vrede met die verlede, ek kan niks aan hom verander nie. Maar die toekoms, die hede waarin ek nou, hierdie moment waarin ek is, hoe gaan ek op, hoe brand ek op, hoe kosbaar is hierdie heerlikheid vir my. Ja, Galasiërs 6 vers 7, is opmerk, gebruik so 'n Ou Testamentiese aanhaling, en dan gebruik ons weer 'n verwysing in die Nuwe Testament. En daar is baie Paulus afskieters, maar kry vir julle ook. Hoor 'n bietjie, wat sê Paulus, Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie, die Elohim laat hom nie bespot nie. Die Elohim laat hom nie bespot nie. Het gaan nou oor hierdie vals sweer by sy naam. Hoor jy nou?
Sagaria 13 is 'n baie mooi ding wat hy sê. Oor ouens wat leuns vertel dat sy naam sy vader en moeder wat hom verwek het, sien hom deurboor. Dan sê jy mag nie lewe nie, want jy het leuns in die naam van die Almagtige kom. Dis ernstig. Hy het nie die naam van die Elohim geheilig nie. Dis ernstig. Hoor wat sê Paulus. Paulus sê, moenie dwaal. Sy majesteit laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Dis 'n universele beginsel in die koninkryk van die Elohim. Dis so. Die Satan het ongeregtigheid gesaai en hy het dit gemaai tot vandag. Oeps, amper vergeet ek, wil net so wysny. Dis ouens in hierdie land wat 'n nuwe lering verkondig dat sy majesteit wag dat die Satan hom bekeer. Ja, ek weet die lag daaroor, maar dit is so ernstig. Is hulle besig om sy naam te heilig? Net so vir die interessantheid. Om sy naam te gebruik om 'n getuie te wees vir 'n leuen. Jy heilig nie sy naam as jy sy naam gebruik om getuie te wees vir 'n leuen. Nou hoor nou net bietjie. Man, dis hoekom Vader met sy magtige regterhand oor hierdie planeet se orde geskryf het, u kapot. Want hulle maak so. Nee. Eina. Dit kom. En dit gaan nie afgewend word nie. Dit kom. Sy naam sal geheilig word. Ja. Dierbaar. As jy sy naam gebruik om 'n getuie te wees vir 'n leuen, spreek jy oordeel oor jouself. En daarna kan jy nou maar bid net soos wat jy wil. Want die Spreukeboek sê dit vir ons so mooi. Ek kan nie onthou spesifiek die Spreuke 28 dinge sê, maar jy kan my korrigeer as jy wil, ek kan nie al die tekste onthou nie, maar hy sê so. Hy was die oorwegdraai van die wet. Selfs 'n gebed is 'n gruwel. Jy moet sy naam heilig. As jy sy naam nie heilig, dan vaar hy nie jou gebed nie. Daar's geen manier. Die klaaglied van Jeremia. Kom ons lees 'n bietjie daar. Die klaaglied van Jeremia. Jeremia 1. Jeremia 1. Jeremia 1 vers 1. Die woorde van Jeremia, die seun van Hilkia. En die priesters wat aan Anatot in die land Benjamin was. Dis nou waar hy bly en waar hy vandaan kom. So 'n mooi agtergrond. Sê dit. Pragtig agtergrond. Mooi opgevoed, ensovoorts. Tot wie die woord van sy majesteit gekom het in die dae van Joshua, die seun van Amon, koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering. En gekom het in die jaar van Jojakim, die seun van Joshua, die koning van Juda, tot die einde van die 11de jaar van Sedekia, die seun van Joshua, die koning van Juda, totdat Jerusalem ontvolk is in die 5de maand. Nou moet jy nou mooi hoor wat ek hier lees. Totdat Jerusalem ontvolk is, totdat die volk nie meer daar is nie. Sy is die vlaktes vol. Hoekom? Omdat sy naam nie heilig is. Wanneer jy ons boere, volkie wat hier sit, so ontvolk geraak in haar eie stede, in haar eie plekkies, omdat sy naam nie geheilig word. Kom ons lees net so 'n bietjie. Die woord van Jahwe het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En wat sê hy? En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig, jou apart neergezet. Geliefdes, kan ons nie net hierdie ding opvolg met Paulus sê dan in Efesiërs 1 nie? Kom ons kyk 'n bietjie. Ons hardloop ons nou heerlik tussen die geskrifte rond. Dit is so kosbaar om dit so te kan hanteer. Luister nou mooi. Luister mooi hoe kosbaar is hierdie Efesiërs 1 en Paulus raak dit aan
Hulle sê hy's 'n valse profeet, hy's 'n valse apostel. Maar hoor nou mooi, hoor nou mooi. Wat sê Vader vir Jeremia? Hy sê, voordat jy in die moederskoot vorm het, jy geken, en voordat jy die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Maar hoor nou, Paulus doen presies dieselfde wat Jeremia is 'n profeet vir die nasies, die heidene. Die Grieks is die Pantataetne, dis die volke uit hierdie ras. Vader het nog nooit na die polisie toe gestuur. Of elders, nie waar. Maar luister nou mooi. Luister nou. Wat sê Paulus? Geseend is die Elohim en Vader van onze meester Yeshua Messias. Geseend is hy. Dis Paulus in die woord. Geseend is hy. En wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messias. Hoor hoe kosbaar. Dieselfde een wat vir Jeremia sê, ek het jou geken voor die grondlegging van die wêreld. Wie jou geseën met al hierdie seëninge. Ek het jou geseën. Laat my naam geheilig word. Geliefdes, waarmee ons bezig? En hoor, soos hy ons in hom uitgekies het voor die grondlegging van die wêreld. Want ons het uit hom uitgegaan om heilig te wees. Kom ons hoor wat sê Paulus. Hy sê dit so mooi. Hy sê, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig, apart, sonder gebrek, voor hom, binne in die agape te wees, binne in die goddelike liefde. Hy sê vir Jeremia presies dieselfde ding. Hy sê Jeremia, die volk, die Jerusalem is ontvolk, omdat my naam nie geheilig word nie, maar jy sê nou ja, jy is te klein en jy kan nie hier praat nie, maar ek stuur jou, want ek het jou geken, en ek het jou geheilig, en ek het jou geseën met al hierdie wonderlinge. Gaan sê vir my volk, wie is Yahweh Elohim van die leerskare? Laat my naam geheilig word. Dis aksie op aksie op aksie, dwars deur die profetiese redes. Dis 'n volmaakte raadsbesluit van die Almagtige. Hy roep dit van die voorste geslagte en dit echo tot binne in ons hart en ons ore vandaan. Laat my naam geheilig word. En waarmee is ons besig? Nou hoor nou maar. Sy wat afgeskei was van die heidene, van hierdie gebroedskap. Sy woon nou saam. Kuier saam. Dans saam. Vermeng met hulle. En wat sê die kerk? Wat sê die teologiese besigheid van hierdie planeet? Mooi so, goeie en getroue slaaf. En die predikante? Hulle trek hierdie swart bedrywe aan. En Zachariah sê, hulle sal die harige mantel nie meer aantrek om te lieg nie. Julle het my Vader se naam ontheilig in die harte van sy familie wat sy naam dra. Sy wat 'n gereinigde volk was, 'n verbondsvolk. Sommige nou die dag, 16 Desember 38. En ek weet wat het hulle gebeur. Daar die dag. Ek weet. En omdat hulle so gebeur het hulle reg gebeur. En hulle het ontvang waarvoor hulle gebid het. Laat my ding vroeër jare was dit 'n inding, sluit die dorp toe. Rol die hoofstraat op en dan bære hom in die bank se kluis. En dan gaan hulle hier af in die stadsaal. Almal. Vaalpense en doppers, gaatjieponders,
en wederdoop, al hierdie ouens, stoolies, allemaal, saam stadsaal, dan bid hulle vir reën. En as 'n ou was, hy het met 'n sambreel, sy wagen nie met daai sambreel, kan jy nie bid vir reën nie. Hy sê, natuurlijk, maar het gaan ons reën, dus hoekom die sambreel vir my. Hy weet, geliefdes, hy weet, dis om sy naam te heilig, is dit nie? Jy bid nie met een oog toe nie, kyk rond waar wolk op die horison. Jy weet. Ag, is lieflik om so te kan praat, is dit nie? Te praat oor die praktyk wat so naby aan ons vel is. Maar dat sy majesteit ook net so naby aan ons vel is as ons omstandigheid. Nie? Kosbaar. Kosbaar. O ja, Deuteronomium 23 vers 2. Hy sê, geen baster mag in die vergadering van die Almagtige kom. Dis 'n proklamasie. En die nuwe vertaling word gehuldig aan eerwaarde sy edele Ellen Bosak. Ek noem sy naam. Dis mos 'n feit. Jy's mos nie wit nie. Jy's mos nie suiwer nie. In die boek wat jy in jou hand hou, kan jy oordeel. Nie ek nie. My toesluit daarvoor, die Elohim sal die plek skud. Want ek is 'n klein, mikroskopiese, ou diensknegt wat hom te passie lief. Nou, klaagliedere 5. Jy moet onthou die Hebreëse alfabet bestaan uit 22 letters. Maar ons gaan nou 'n bietjie praat met klaagliedere. Nou klaagliedere is 'n swaar ding, maar wil net vir u wys hoe profeties is dit. Klaagliedere 5. Jy sal oplet, klaagliedere 5. Presies 22 versies. En jy sal sien, hy hardloop so met die alfabet af. Nou hoor hoe kosbaar is hierdie. Ek dink Jahwe aan wat oor ons gekom het, en sien en aanskou ons smaak. Ek dink bietjie daaraan. Ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan, ons huise na uitlanders. Hallo, is jy vanaand hierso? Dit is nie in 1994 geskryf. Want omdat sy naam nie geheilig is nie, gebeur die volgende. Ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan en ons huise na uitlanders. Jy kan hierdie skrifgedeelte self kan verder lees. En dan ervaar jy, want wie is Jeremia? Jeremia, ek het jou geken voor die grondlegging van die wêreld. En voordat ek jou in die moederskoot vorm en jy uit die liggaam uitgegaan het ek jou geheilig. En elkeen van die wat vanaand hier sit, kwalifiseer so. Maar omdat sy naam nie geheilig is, het ons erfdeel oorgegaan na vreemdes en ons huise na uitlanders. Dis die toestand. Geen politiek kan hom red nie. Die Wêreldbank in elk geval as ekonomie, ek moet goed doen. Hoorie, laat die naam geheilig. Laat die naam geheilig word. Laat die naam geheilig word. Wanneer ons daarmee besig is, wanneer dit 'n passie van my hart is, wanneer dit die minnelied van my siel is, wanneer ek dit in my elke dag lewe implementeer, raai wat gebeur. Die gesag van die Allerhoogste kom af in die laag. Uitsoek. Weet jy wat? Ek weet, hy doen sy goed so. Want ons sal nie te vergeefs op hom wag. Nooit. Laat u naam geheilig word. O Jahwe van die leerskap.